Goeiemôre geliefdes, dit is nooit maklik om almal by mekaar te kom wanneer ons afskeid neem van 'n geliefde nie. Nick het vir my kinders gesê en hy het vir my gesê, die dag as ek tot sterwe kom, mag jy asseblief nie huil nie. Ek gaan my bes probeer om nie te huil nie. En ek het nie 'n kalmeerpilletjie gedrink nie. En alhoewel my so lyk, Nick het nie van swart gehou nie. So ek het gedink, ek sal nie swart aantrek vandag nie, hoor. Dis maar al. Ons lees, voordat ek die brief gaan lees, wil ek net vir broer Wieks vra om vir ons net te open met gebed asseblief. Ons staan nog maar. Ons God en Hemelse Vader, Here, wat 'n lieflike dag is dit vandag, my Vader, om in U genade hier te kan staan, ons Hemelse Vader. Here, hoe groot is U, my Here, ons Vader, dat tot die son, Here, skyn, al gaan dit swaar met ons Hemelse Vader. Here, ons harte is seer vandag, my God, Hemelse Vader, maar ons weet, Here Jesus, dat U is die vertrooster, my Vader. Here, U kom vertroos elke siel vanoggend wat hier teenwoordig is, ons Hemelse Vader. Here, want ons weet vanoggend, my Vader, dat Nick, Here Jesus, by U voete staan vanoggend. By U voete sit vanoggend, ons Hemelse Vader. Here, ek sê vir U dankie, my Vader, dat U genade vir ons genoeg is om tot hier te kan kom, ons Hemelse Vader. Here, ek dank U vanoggend, my Hemelse Vader, dat ons kan weet, Here, sonder U, my Vader, kan ons nie bly staande bly nie, ons Hemelse Vader. Here, ek wil sê dankie, Here, vir U krag oor elke ene vandag, ons Hemelse Vader. Dankie, Here, vir U genade oor elke ene vandag, ons Hemelse Vader. Here, ek wil vanoggend bid, Here, dat U genade oor my suster sal wees, wat hierdie boodskap sal bring, Here. Laat sy sal praat uit die gees, uit my God, laat sy nie sal praat uit die vlees, uit die Here, want ek het so in die gees gelewe, ons God en Hemelse Vader. Here, dat daar nie 'n ander opsie is nie, ons Hemelse Vader. Here, ek wil vir U dankie sê, my Vader, dat U hand oor ons hou vandag, dat U hand oor my suster hou vandag, dat U hand oor, dat U genade, Here, wat U woord vir ons sê, dat U genade vir ons genoeg is. Here, ons dankie vir my Vader, dat U vir elke ene vanoggend die genade afgemeet het, my Here. Dat ons nie te min of te veel het nie, Here, maar ons mens sal genoeg hê, Here, om deur hierdie donker stryd te kom, Here. Want ons weet, my Vader, die lig van die lewe sal weer skyn, as ons net deur hierdie probleme, deur hierdie dag gekom het, sal die lig van Jesus Christus weer skyn oor elke geseënde kind van God en Hemelse Vader. Here, dankie dat U saam met ons trek vandag. Here, dankie dat U vir ons hou in die holte van U hand, Here. Dankie, Here, dat U wolkkolom oor ons sal wees vandag, Here. Dat U vuurkolom vandag in ons harte sal brand, ons Hemelse Vader, soos dat dit elke dag in Nick se hart gebrand het, ons Hemelse Vader. Here, ek wil vandag bid, Here, dat U genade oor ons is. Here, hou U hand van genade oor ons. Here, daar waar ons gaan, Here, daar waar ons sal spreek, Here, daar waar ons sal staan, Here, daar waar ons sal sit, Here, dat ons dit doen tot eer en verheerliking van ons Hemelse God en Vader. Al die lof, Here, al die eer, my Vader, om U en U alleen vandag toe. En ek bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen en amen. U kan die sitplekke neem. Dit is baie vreemd dat 'n vrou voorstaan met 'n begrafnis. En ek wil net vir u verduidelik hoe dit gewerk het. Ek en Nick het 'n belofte aan mekaar gemaak. En hy het vir my gesê, die dag as ek voor hom sou sterwe, sal hy my begrawe. Maar sal ek hom beloof, die dag as hy sterwe, sal ek hom begrawe. En terwyl hy op sy siekbed was, het hy vir my gesê, my vrou, sien jy nog kans daarvoor? Toe sê ek, ek weet nie. Ek weet regtig nie. Maar omdat ek die belofte gemaak het, sal ek dit nakom. So, moet asseblief nie snaaks dink omdat ek hier staan en dit was 'n ding tussen my en Nick. Ons het 'n belofte aan mekaar gemaak en ek wil net graag my belofte nakom. As julle dit miskien net vir my sal gun. Ons gaan na die begrafnisblaadjie toe, dan lees ons gou daar.
In liefdevolle herinnering aan Nicolaas Abraham Smit, gebore 18 Maart 1953, oorlede 13 Oktober 2025. Die diens word waargeneem deur Merel Smit vanuit die dienstsentrum Saal Albertina, Dinsdag 21 Oktober om 10:00. Die hulpblyk gaan deur Johan du Plessis gedoen word. Vir my is dit Ondoepie. So Ondoepie, baie dankie. En dan die bedankings gaan deur Ivan Mangaliso gedoen word. En hy is aan ons almal bekend. Dan die familiebrief lees as volg. God se volmaakte wil vir jou lewe hier op aarde was 'n volle 26.507 dae. Ons sluit jou lewe af met jou eie woorde. Ons sê net vir die Here dankie. 'n man van min woorde, stille gees en nederig, altyd dankbaar in die minste. Ja, ons sal jou vind by Jesus se voete wanneer die silwerdraad van ons lewens ook gebreek is. Liede skryf was jou passie en 'n soete herinnering, alles net tot eer van die Here. Jou roem was altyd in die Here Jesus Christus as die gekruisigde. Tot ons weer ontmoet, Merel, jou liewe moeder, broers, susters, kinders, familie en vriende. By die graf van my kinders se glorie, glorie, halleluja, gaan dit nie veel herhaal nie, ons sal die begrafnisbriefie saamneem. En dan die draers na die graf is Johan du Plessis, meer bekend as Ondoepie, Gert Kleinhans, vriend, Wies Marx, vriend. Ondoepie was ook Niks se gebedsbroer. Hulle het 'n baie lange pad gestap. Rian Jansen van Rensburg, vriend. Stefan de Blanche, vriend. Marinus Pieterse, vriend. Die ter aardbestelling sal plaasvind by Albertina begrafplaas. Skakel asseblief die hoofligte aan tydens die stoet en dan sing ons een van die se koortjies wat hy geskryf het. Sonder U, Here, kan ek nie oorwin nie. Sonder U, Here, kan ek nie heilig lewe nie. Sal dit by die graf sing. En dan vir elke besoek, handdruk, oproep, SMS, blom en enige vorm van betuiging van meegevoel en bemoediging wat ons ontvang het, dit word opreg waardeer. Ons sal as gemeente saam sing Beautiful Island, maar voor ons dit sing, is daar iets wat nie vir julle gaan sing. Kom ons sing Beautiful Isle of Somewhere. Somewhere the sun is shining, somewhere the songbirds drown.
wat Nick self sing. Terwyl Nick siek was, het ek en hy die geleentheid gehad om baie met mekaar te praat, en ek kan net vir u almal sê, Nick, as hy gebid het, het hy almal sommer by die naam genoem hoor. Hy het nie net in 'n bondel gebid nie. En ek dink hy en hom Doopie het dit maar van die begin af gedoen. Almal was vir hulle belangrik. Elke siel was vir hulle belangrik. Hy het altyd gesê, Here, nog net ons. As ek maar nog net 'n laaste siel vir u kan wen, dan weet ek het my doel op aarde uitgedien. En ek het weer sy Bybel geblaai, en die hoofgedagte in sy Bybel is die enigste, die eerste gedeelte wat hy ooit in sy hele lewe het hy gegaan en hy het dit ingekleer met 'n potlood. En dit kom uit Spreuke 23 vers 17 tot 19. Laat jou hart die sondaars nie beny nie, maar wees die hele dag in die vrees van die Here. Waarlik, daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel nie. Hoor my seun en word wys en rig jou hart reguit op die weg. En terwyl ek een aand op die bed lê, sê ek vir hom, Skattebol, nou dat ons die tyding gekry het dat jy op jou laaste bene is, dat jy besig is om jou laaste tree op hierdie aarde te gee, hoe voel jy? Ons het besluit, ons sal eerlik met mekaar praat, dit is iets wat gedoen moet gaan word, en dit is iets wat vir ons voorlê en wat gaan gebeur. Ek wil net weet, hoe voel jy regtig? En hy sê, ek is opgewonde. Ek is opgewonde, maar ek is verskriklik bang. Hy sê, maar nie bang soos in bang nie, ek vrees God. Want die oordeele van die Here moet verskriklik wees, omdat God 'n verterende vuur is. Hy sê, daar gaan 'n dag aanbreek in almal se lewens, wat ons gaan rekenskap gee. En sy woord het my bygebly, en ek het besluit, ek sal daardie woord net so bring. Psalm 119 vers 120 sê, en ek weet ook nie gevoel, want hy het gesê, my vlees sidder van skrik vir u. En ek vrees u oordeele. Nick het altyd gesê, moet nooit in die kring van die spotters gaan sit nie. Hy het hom nooit opgehou met lawwe praatjies nie.
maar hy het 'n stil gees gehad. En in sy siektetoestand het hy nog steeds gebid. As daardie hand in die aand op daai siekbed opgegaan het hy gebid. En hy het almal by die naam genoem. En hy het nooit kwaad gedra in sy hart oor enige iemand nie. Maar hy sou uitgestap het en gesê, Lord, bless them anyway. Lord, bless them anyway. En ek dink ons kan regtig uit sy lewe uitleer. En ek doen verder ondersoek en ek kom by Matteus 11 vers 22, want verniet het dit gegaan oor Judgment Day, oordeelsdag. Maar ek sê vir julle, Matteus 11 vers 22, maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. Laat dit insink. Matteus 11 vers 22 sê, maar ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. Daar kom 'n dag wat ons almal gaan sterf, een of ander tyd. Ons is een dood verskuldig. Wat gaan ons antwoord? Matteus 12 vers 36 sê vir ons, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. 1 Petrus 3 vers 9. Vergeld, luister mooi, vergeld geen kwaad met kwaad. En geen skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Beerwe ons seën op die aarde? Ja, maar waar is ons groot seën wat ons gaan beerwe? In die koninkryk van God. Dit is waar ons seën gaan beerwe. 2 Petrus 2 vers 9 sê, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Geliefde, daar's of die hel of die hemel. Ons gaan kies. En terwyl ek niks uit so spoortjies vir my gelos, oral, en ek wil dit graag vir julle lees, oor oordeelsdag. Hy het 'n lied geskryf, hy het vir my net laat weet, eendag as ek nou nie daar is nie, dan moet jy maar self die lied toonset. Maar ek het nou net toevallig op dit afgekom, terwyl nadat hy hemel toe is. Dit sê Judgment Day. I know someday I will enter heaven's courtroom to give account of the life I lived each day. In a moment my life will pass before me. How will I plead? What will I say on Judgment Day? Only the blood of Jesus who died on Calvary, only the blood can set my soul free. Only the blood can wash all my sins away. Only the blood can pardon me on Judgment Day. I was a sinner, lost and condemned. I lived my life in darkness of sin. Then Jesus found me and put his loving arms around me. Now I'm saved. Praise his name. He set me free. En hierdie los hy vir elke ene wat sy begrafnis bywoon, en ek wil hê julle moet dit baie mooi luister vandag. My friend, one day you will enter heaven's courtroom to give account of the life you lived each day. For a moment your life will pass before you. How will you plead? What will you say on Judgment Day? Dis wat net vir ons gelos het. Ons moet eerder onthou, daar is net een persoon wat die oordeel toekom en dit is God. En daardie laaste oordeel sal wees tot die ewige lewe of die ewige verderf. Onthou dit altyd. Moenie oordeel op aarde nie. Die woord waarsku ons. Soveel kere word mense geoordeel omdat hulle arm is. Nick het altyd gevra, Here, nog net een siel, nog net een siel. Is ek of jy vandag daar die een siel?
en ek gaan skryf weer, los weer vir my iets oor oordele. Meet nie 'n ander aan die baadjie wat hy dra. In sy hart is dit net 'n kans wat hy dalk vra. Wees nie hastig om ander te klassifiseer, maar dra hulle op met smeking en dank aan die liewe Heer. Dit kan ek wees, dit kan jy wees, wat platgeslaan deur die lewe moes gaan, sonder tuiste, donker toekoms, deur die lewe verniel, vertrap. Dit was my niks lewe. Maar hy los dit. Lazarus lê en bedel terwyl die honde sy sere skoonlyk, stap die ryk man verby in sy weelde, sy paleis en sy afgodsbeelde. Maar Jesus het gekom, God se gees rus op hom, die armes te roep, elendiges te red, siekes te genees, die evangelie te verkondig. Matteus 7 vers 1 sê, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Onthou dit, liewe broer en suster. Terwyl ons het die sondagoggend het nie wakker geword, en hy het my hand gegryp en hy het vir my gesê, hy het baie seer. Ek het dadelik begin bid, maar as 'n geskarrel. En ek het Kensa gebel en gesê, wat kan ek doen? Hulle sê, kan hulle die ambulans kom? Ek sê, nee, ek sal ons myself Probersdal toe vat. Hulle het hom opgeneem daar, en ek het daai dag verniet gesing, en ek het vir hom gebid, en gesing en gebid. Ek kon nie omgee wat mense dink nie, want dit was vir my self 'n lyding om te sien dat hy deur 'n lyding gaan, hy het pyn gehad. Morfine wou nie meer die pyn kalmeer nie. En ek het hom bitter jammer gekry in my siel, maar ek het gebid vir hom. Die dokters het uitgekom en vir my gesê, mevrou, hy gaan nie die aand maak nie. En ek het gedink, maar hoe kan jy vir my so iets sê? Want God is die tydhouer, hy sal besluit. Maandagoggend het ek ingegaan en Niek is terug teater toe ongevallen en het net 'n snytjie gemaak dat hulle die kateter kon insit en ek was daar in die teater en dis ek die dokter gesê ek moet by Niek uitkom. En ek het net vir hom gesê, skattebol, het hulle jou seer gemaak? En hy sê ja. Ek sê, maar toe, maar ek is nie so. En ek het my hand so agter sy rug ingedruk en hom vorentoe laat kom net om te kyk of ek die pyn bietjie kan verlig, maar in heel tyd bidden. En ek sê vir hom, is daar enige iets wat jy wil hê ek moet vir jou doen? Dan doen ek dit nou. En hy sê, ja, jy kan vir my iets doen. En sê, wat het hy sê? Ek moes vir my iets doen. Ek het op sy mond gesoen, hy is na sy kamer toe, en daar was ons bietjie vertoef, maar sy seun het ingekom, ek het sy dogter gebel, 26 minute voor 10. Som op 'n videocall en sy het met hom gepraat en ek het vir Derek gesê, jy kan maar uitgaan, jy is seker moeg, ek sal by jou pa bly. Ek het by Niek gebly, en ek het 'n ernstige gebed begin doen. Ek het nie geweet dis waar die boodskap gaan, ek het nie geweet dit is wat Niek geskryf het nie. Ek het my kop agter daai man se rug gedruk en ek het tot die Here geroep en gesê, Here, U woord sê, U gedagtes aangaande U kinders is gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie. Waarom moet 'n godsman dan hierdie pyn verduur? Dit is nie van U nie. En ek bid dat U hom sal vat aan sy hand en die boesem sal vasdruk, want ek weet hy sal veilig wees daar. En terwyl ek vir hom bid, sien ek die vloeke wat op daai man se lewe uitgespreek is as gevolg van negativiteit. Dan kan ek verstaan hoekom het hierdie boodskap vanoggend gekom as gevolg van die mense wat nie met mekaar kan vrede maak en vrede hou nie. Daar gaan 'n oordeelsdag kom, my liewe broer en my liewe suster, wat gaan jy antwoord? Gaan jy deel wees van iemand se
het, wat moet sukkel om te sterf, omdat daar 'n vloek is, wat nog nie gebreek is nie. En ek hoop, ons kan vandag huis toe gaan, elke vloek, elke negatiewe woord wat oor jou lewe gespreek is, dat jy die Here sal vergifnis smeek, met regte berou in jou hart, en mense rondom jou vryspreek, en hulle vergewe, dat jou sielsaligheid rus kan vind. Nick skryf sy laaste woorde. Hy het geweet hy sou sterf, en hy skryf, dit is verreweg die beste, hy het hy lied geskryf. Dit is verreweg die beste om heen te gaan, na my tuiste in die hemel. Hierdie wêreld het net pyne, smarte, siekte, lyde, en die sonde lê versprei. Hierdie is nie die plek vir my. Ek verlang na die goudstad, met die poorte van parel. Ek verlang na my hemelse woning, want daar is Jesus koning. Die tyd is spoedig hier om vaarwel te sê aan al my vriende en my familie. My lewe is net 'n skadu en soos 'n blom van die gras, en die sonde lê versprei. Hierdie is nie die plek vir my. Dit is ver weg die beste om by Jesus te wees, in hemelse heerlikheid en glorie, waar die engele juig en sing, aan God die lof te bring. Hierdie lewe dan verby, daar is plek vir jou en my. En ek wil graag daarmee afsluit. Kom ons by ons hoofde. Hemelvader, ons sê vanoggend vir U baie dankie, dat U hierdie dag aan ons toevertrou het. Dankie Here vir U genade so groot. Dankie Here Jesus vir U teenwoordigheid. Dankie Here vir U heiligheid, U soewereiniteit, U heerlikheid en U koninkryk, Here. Ons wil vanoggend saam met die serafs uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die weerskare. Vader, dankie dat hierdie skrifgedeeltes wat vandag gelees is, nie op dooie ore geval het nie, maar dat dit in ons harte bewaar sal word, sodat ons lewens kan verander, om welgevallig en welbehaaglik voor U aangesig te kan lewe. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Voordat ons oorgaan na die bedankings en die huldeblyk, wil ek net sê, nadat ons hier vandag het, gaan ons na die graf toe, en dan vra ek net dat ons asseblief ons hoofligte en stoet sal aansit. Vat asseblief U begrafnisblaadjie saam, daar's 'n liedjie wat die kinders sing daar. En dan gaan ek vir oom Doopie vra om die huldeblyk te kom doen, asseblief oom Doopie. Baie dankie. Ek is so dankbaar vanmôre, dit is nie 'n treurige besigheid. Dit is 'n opgewonde. Omdat die een wat ons vanmôre hier afskeid neem, man van God was. Liewe vriende, familie, kollegas, dit is my wonderlike voorreg vanmôre om huldeblyk te kan bring aan Nick. Dis die laaste geskenk wat ek hom kan. So 'n bietjie oor die lewe van Nick. Nick was nie 'n vriend nie. Nick was 'n mentor vir my gewees. Meer as 'n vriend. Hy was 'n geestelike broer vir my gewees. Nick was baie goeie prediker gewees.
Hy het God se woord geken. En ek dink julle kan maar uitlaat vanmôre, hy het God se woord geken. Dis hoe ons Niek geleer ken het. Niek was 'n intercessor, hy was 'n kragtige bidder. Ek en hy het vir jare saamgekom as broers met gebed en intercessorwerk. Dis hoe ek Niek geleer ken het. Niek het 'n baie besonderse stem gehad en 'n sangtalent. Ek dink ons het dit gehoor. Ek het nog 'n paar van sy CD's. Hy het nie geskroom om iemand enige tyd aan te vat wat die woord van God verdraai het. As jy aangevat het en gesê dit staan nie so in die woord van God nie. En hy het jou reg gehelp. Dit is wat ek van hom waardeer het. Niek kom baie jare saam. Ek en hy my vrou kom baie jare saam. So bykans seker so 15 jaar gelede. En nou die datum en die tyd nie het ons hom ontmoet in Vryheid in die volle evangelie kerk. Daar toe ons as familie dadelik aanvaar, as vriende, en ook ons het dadelik so geklik, as 'n broer in Christus. Dit is wat ek van hom gehou het. Hy was 'n vader, hy was 'n pastoor vir ons gewees, en hy sal altyd 'n mentor vir my bly vir die dinge wat hy in sy lewe, en wat hy in my lewe gedeponeer het. Om in hierdie bediening te kan staan, geliefde broer en suster, om 'n bediening te kan God verloop, is nie maklik nie. Bediening was nog nooit maklik nie. Bediening is nie vir enige iemand nie. Dit is nie 'n werk nie, dit is 'n roeping. En ek glo dat nie pas sy roeping gewees, hoekom hy dit aanvaar het as 'n prediker en jare daarmee saamkom. Baie keer het ek gesien dat nie dit swaar getrek in die gemeente. En dit het nie altyd goed gegaan nie. Dan het ek hom gebel en gesê, Niek, kan ek jou kom oplaai? Dan het ek die 2 quadbikes agterop gelaai en my treine gelaai en ons het paas, boere en vrye wat ons geken het, want ons die visstokke opgelaai en ek en hy gaan visvang. Nou, daar was 'n plek gewees, 'n baie mooi plek in die rotse en die berge wat die waterval so oorgekom het, en dan kon jy agter kon jy deurloop en ons daar gesit en deur die gordyn van die water gekyk. En die ander kant was daar 'n swemgat gewees. En daar het nie baie keer met my die lief en leed van die gemeente gedeel. Die dinge wat hy swaar gedra het. Want sien, hy het 'n vriend gesoek, 'n vertroueling. En nie het daai vertroueling in my gesien. En ek is die Here so dankbaar daarvoor. En daar het hy dinge met my gedeel wat hy nie sommer met ander mense sou gedeel het nie. Daar was tye wat ons saam gelag het en ook saam gehuil het. Oor die swaar kry in die gemeente. Ek sê altyd, jy kan dit maklik maak vir 'n predikerspaar, of jy kan dit vir 'n moeilik maak. Maar ek dank die Here dat ek altyd daar vir hom was. Dat hy baie dinge gedeel het. Ons het baie mannekampe saam gereël. Ons het gemeentekampe, ek weet nie of julle weet wat dit is nie. Maar so het ons baie naweke uitgegaan met die gemeente of met bande om geestelik gebou te word. Net bietjie in 'n ander atmosfeer te wees. Dit het so goed gewerk. Ons het dit saam gedoen. Ek het later eens uitgevind dat Niek is 'n kragtige atleet gewees, gehardloop. Ek is vandag ook baie lief vir hardloop. Ek hardloop nog steeds. Ek is Here so dankbaar op my ouderdom dat ek nog dit kan doen. Doen die paar keer aan hardloop elke dag, is gesond vir my. En ek het eers later uitgevind hoe lief Niek ook self daarvoor was. Vriende en familie hoor my mooi, 'n Christen wat sterwe is op 'n beter plek as ek en jy. Dis nie 'n klise, dis die werklikheid. Maar nie vanmôre is, sal hy met niemand van ons enigiets wil omruil of plekke waarheen nie. Hy is wat ons gehoor het vanmôre in die hemelse koninkryk, waar hy sy ewige tyd sal opgeneem het. Daar is niks en niemand wat nie sy plek kan neem vanmôre nie. 'n Sonderse persoon, een van sy eie, geen ander nie. Vriende, familie, jy dalk vanmôre gat in jou hart oor die verlies van Niek. Jy sê dalk vanmôre, ek het baie skuld gevoel. Jy sê dalk vanmôre, ek het loop met verwyte in my hart. Dis normaal. Wie sit vanmôre met verwyte in my hart? Dis normaal. Enige mens loop dit. Kon ek dit nie beter gedoen het nie? Kon ek nie dit vir hom gedoen het of dit gedoen het nie? Dit is normaal. In die mens hart. Ek sluit af.
Hy kan so 2 weke voor Nick se dood het ek hom ontmoet. Dit om te sien in George. Ja, net so vinnig getel, ons was al die jare vry gewees, 47 jaar. En so 3-4 maande terug toe kry ons George toe. So nou is ons ook Weskaap. Woon ook in die Weskaap, die mooiste deel self in die land. En ek het hom gaan besoek by die hospitaal. Bietjie weer geestelike dinge met Nick gedeel. Ons paai het vir tyd geskei, want hulle het hier toe getrek, en ons het so 'n bietjie ander plekke getrek, in elk geval, en Nick kom weer ontmoet, en toe by die hospitaal kom, bietjie met Nick geestelike dinge gepraat het. Toe sê hy vir my die volgende, hy vra my, Duke, sal jy asseblief in jou gebed my by die Here opdra? Ek sê, ek sal nie. Hy sê dat, luister die woorde, dat my siel met God reg sal wees. Wat 'n woord, dat my siel met God reg sal wees. Miriam, ek wil vir jou sê, ons ken jou baie jare, ons kom al baie jare saam. Al die dinge wat jy doen. Moeilik dit nou? Goeie. Ons sal nooit Amsterdam vergeet. Bediening wat hulle daar gehad het. Baie keer het ek die kansel gedeel met nie. Swaar. Bediening is nie vir almal. Maar dankie vir die vriende en familie, vir die sy vrou kon wees, en die steun, my verstaan het en liefde. Al die moeilike tye was jy daar. Die wys haar les. Ek sê vir hom, Boetie, baie dankie. Ek wil net een ding uitgelaat om te sê, nadat ek vir Nick gebid het, dit wil ek graag gedeel op grond om dit te herinner, het Nick so in die hoek van die kamer gekyk, en ek het gesê, nadat ek vir hom gebid het, en vir die Here gevra het, vat hom net en druk hom teen die boesem vas, want ek weet daar is hy veilig, het ek vir hom gesê, ek gaan nog 'n soentjie by jou steel. En hy het so in die hoek van die kamer gekyk, dit was reg met hom. En hy het gewaai, en hy met sy linkerhand het hy iemand se hand gevat. En ek dacht, hy soek na my hand, en ek sit my hand aan, hy klap hom sommer weg, hy soek nie my hand nie, hy soek daai hand. En dit is, ek sal dit vir altyd en vir altyd en vir altyd onthou. Dink as jy op daai stadium kom, maak die wêreld vir jou glad nie meer saak. Glad nie. Dan wil jy by Jesus wees, want dit is waar ons almal wil wees. Ek gaan vir Ivan dan wil jy so vorentoe, Ivan asseblief, om vir ons die bedankings te doen. Hartlike goeiemôre aan almal en elkeen wat my stem kan hoor. Ek begroet is in die naam van ons Here Jesus Christus. Die enigste persoon wat ons lewens so goed ken, dat ons weet wat ons môre sal wees. En vanoggend is ons hier, oom Doek het 'n snaar in my hart geraak vanoggend. Ek sit daar en besef dat ons het, ek probeer bepaal wie is my mentors in my lewe. En ek sit daar en ek vra Here, rig in my lewe mentors op, wat ook vir my kan guide in bediening. Want bediening is nie maklik. Here, bediening is nie maklik. Ek ontmoet vir Nick, ontmoet ons toe hy in die ons huis kom besoek. En het gaan oor my seun. En in sy stille gees wat hy het, sê hy die volgende, hy sê,
weet jy dat jou seun het 'n talent? Ek sê, ek weet hy het talent, maar waarvan praat hy? Hy praat van sy sangtalent. Ek sê nooit. Ek sê, ek hoor hom in die badkamer sê, ja, maar dit, hy sê, hy het talent. En van daardie oomblik af, gee ek my seun feitlik vir hulle, om hierdie talent wat hulle sien, wat ek nog nie ontgin het of sien, om dit net aan te raak. Vandag, het gebegin by die ukulele, hy het in 'n bariton stem gesing, ergens op die verhoog wat hier was, en hy het in die kore gesing, en dan het hy verskil, hy het die tromme gespeel, hy was geleer om die tromme te speel, en vandag speel hy die trombone, in een van die bands op die dorp, en alles te danke aan daai oomblik, weet jy, wat in jou seun steek, wat 'n talent het. Dis hoe ons Uniek geleer ken het, en ek is hier vanoggend net om bedankings te doen. Die Bybel leer ons is, die woord van die Here sê dat God sal 'n dankbare hart sal hy nooit verstoot nie. En hierdie bedankings is voorberei deur die familie, deur Muriel, en dis 'n lange lys mense. Ek gaan net lees soos wat hier staan. Ons het baie om voor dankbaar te wees, so ek kan nou net so lees soos wat hier staan. Hemelse Vader, die bedankings vir die Hemelse Vader, vir die goedertierenheid wat strek tot in alle ewigheid, vir die talente en die gawes wat U uitgedeel het aan wie U wil, vir die 26.507 dae se genadekaartse wat jy aan Uniek gegee het. Dis so alle eer aan God. En dan Uniek, dankie. Jy was 'n toonbeeld van nederigheid, omgee en onvoorwaardelike liefde, 'n vredemaker met 'n dankbare hart, altyd eerste teenoor die Here. Jou wilskrag was vir die regte redes. Fred Mosina skryf, hy sê, sterkte my tannie. Jo, my hartjie is seer, pastoor het na ons omgesit toe ek 17 jaar oud was. Ons het in mense se garage gebly en niks gehad nie. Uniek, hy is my hero. Want dit voel so goed om te hoor die impak wat hy gemaak het in mense se lewens. En dan 3 liewe moeder Joey, Veronica, Mark, Lenet, Pieter, Audrey, Henk, dankie vir julle finansiële bydraes, vir die grafondersteuning, die opofferinge, telefoonoproepe, omgee, harte en julle liefde, onvoorwaardelike liefde. En dan Stefan en Madri ter Blanche vir die finansiële bydraes, vir al die verversings, julle liefde, omgee, bemoediging, al die begunstigde, gewysliefde, het ek so geweet, dit was julle. Ek raak altyd opgewonde wanneer mense iets goed doen, en daar is 'n kamera betrokken, daar is nie 'n uitbaas betrokken, stamp op die baas wat sê ons doen. So, dis wat Stefan hulle is, ja, dankie. Wiets en Hester Marks vir finansiële bydraes, al die etes, ondersteuning, bemoediging, slaapplek, opofferings, omgee. Julle weet, niks was ooit vir julle moeite. Gert en Niels en Nelsie Kleinans, ook vir die verversings, ondersteunings en opoffering om Uniek se dogter te gaan haal op George, vir die slaapplek, wat ook aangebied was, baie dankie. En dan PG en Vianet Kleinans, vir julle ondersteuning en opoffering om Uniek se seun de Riversdale toe te bring. En dan Karina Kreer, as 'n Kroeker of Kreer, vir die verversingsborde, hulp met die koffietafels, ondersteuning en bemoediging, omgee en belangstelling. Bedankings gaan ook aan Rian Jansen van Rensburg vir die musiek van Uniek op die stokkie en die livestream sessie geboek vir die gebede, die besoeke en ook die opofferings. Annelie Jansen van Rensburg
vir die teetafels, die tafeldoeke, bemoedigings, ondersteuning, gebede en besoeke. Aan Dinkie broer of broer, vergewe my asseblief, voorsiening van die koffie, tee, melk, suiker, tafeldoeke, ondersteuning en bemoediging. U kan agterkom dat hierdie is Muriel. Daar is 'n detail wat sy mis nie. Sofia vir die etes aan my familie en ondersteuning, die vrymoedigheid wat jy gehad het om nog op 8 Oktober vir my te kom kuier en te vra vir gebed. Voorwaar ons was almal so gestig, al was niks siek wanneer dit gekom het by gebed, was dit vir hom nooit moeite nie, maar dit was 'n eer geweest. Dan ook dank aan oom Anton, dan die Therese vir die ondersteuning en al die opofferinge. Dankie dat Nick vir oom hulle kon werk. Hy vir 'n tyd lank by oom Anton gewerk. Dankie vir oom Toepie en tannie Cecilia vir die huldeblyk, die jarelange ondersteuning, vriendskap, al die finansiële ondersteuning, al die gebede, die opofferings, die omgee, al die jare, liefde en sommer al die raad ook. En dan vir al die sentrum kindertjies, vir julle omgee, julle liefde en pligsgetrouheid, dankie dat julle Jesus liefhet. Bedankings gaan ook aan die sentrum se ouers, vir julle goeie gesindheid, julle ondersteuning, getrouheid, liefde en omgee, as ook vir julle hier wees vandag. Spesiaal dank word ook gegee aan Tinus en Cecilia, Chris en Annetjie van Woorden, vir julle jarelange ondersteuning, vakansies, omgee, versorging en die bediening en julle volgehoue liefde. En dan aan Rita, baie dankie. Skallies, vir jou omgee, jou liefde en al jou boodskappe en ondersteuning. Ek haat dit mos as iemand my van verkeerd sê. So ek wil nie graag enige iemand se naam verkeerd sê. Rosetta Valtijn, vir jou omgee, jou bemoediging en ondersteuning, die blommemaatjie, die ryker met die eetgoed verkleed en liefde vir ons. 'n dank word ook gegee aan Gouritsmond, die Bietowelers. Julle almal was geliefd tydens die bediening daar by julle. Oom niks sou sê, ons sê net dankie vir die Here. Julle is kosbaar en waardevol vir die Here. Hou vas net sy hand, hou vas net sy hand en moenie laat los nie. Dien die Here en wees bly. En dan spesiaal aan al die Janus, die Georgita en ons vriende wat van ver gekom het vir die laaste huldeblyk. Dit word opreg waardeer. Baie dankie. Dankie Liane vir die hospitaalbesoek, die ondersteuning, MC vir die slaapplek, Tanya en Martin Muller vir die werksgeleentheid. En julle almal was voorwaar 'n groot vreugde en steunpilare in Nick se lewe. En om 22 word ek ook bedank as 'n voorbidder en 'n vriend. En dankie vir die bemoediging en dan ook die ondersteuning. Gertjie, die skoonmaak en opruiming, altyd so gewillig, so nederig en so getrou. En dan Tannie Anna Kamp vir die ondersteuning, bemoediging. Tannie se bystand, omgee, hart en liefde. En dankie aan die dienssentrum vir die saal en breedware, as ook die gebruik van die klankstelsel. Ons is amper daar. Ons is besig om huiswaarts te kom. Ek dink die lys is lang genoeg om vir almal dankie te kan sê. Almal wat slaaplik aangebied het vir die familie, dankie. Dankie Ansie vir die pragtige blom. Dankie Alexis ook vir die pragtige blom en sjokolade wat omliek toe hy nog met ons was. Dit was die eerste blomme ooit. En glo my vriend, dit was 'n groot verrassing. Daai was 'n verrassing vir ons gewees.
En dan dank jy aan al die hospitaalpersoneel en dokters en George en Riversdale Hospitaal as ook Albertina Kliniek vir julle hulp en bystand. Julle het Nick met waardigheid hanteer. Vanessa van Kansa in Riversdale wat ook om bystaan het in die hospitaal, so wat voorware engel op die regte tyd gestuur. En dan Albertina begrafnisdienste van julle boodskappe, ondersteuning en bemoediging en bystand met al die redens vandag. Dank aan oom Nelson en Willie, julle wat so ver, so swaar, pikswaar en graafstoot tot julle weer ontmoet. Aan Claire, wat 'n oud kollega is, al die bystand, bemoediging en ondersteuning, baie dankie. Bedank aan Charlie en Amanda, julle omgee, vriendskap en ondersteuning, en almal wat gehelp het met die saal en die opruim, by voorpad dank, vir almal wat met die saal gehelp, en die opruim daarvan, en daar die voorlichting. Baie dankie, ons het groot waardering vir ieder en elk geniet. En almal vandag het teenwoordig, almal vandag het verteenwoordig, is waarlik 'n riem onder die hart van die familie. Hou die Here se hand vas en voed die kinders in die vrese van die Here op. Wees lief vir mekaar, hou vrede met alle mense, moenie oordeel nie, en wees gereed vir die bruiloftfees. Hou jou klere rein, Maranatha, die Here kom. Amen. Baie dankie. Ek dink dit werk so, ek kan nou vir almal sê, julle kan julle voertuie toe gaan, die wat wil gaan, daar's van die mense wat nie na die graf, die ter aardbestelling toe gaan nie, dis reg, hulle kan in die saal bly. Gee ons dan net as familie 'n kans om na die graf te gaan. Ons kindertjies van hulle gaan saam, asseblief, maar is almal welkom, ons gaan net vir Niekberg, vir die wat dan nie gaan nie, wil ek net graag lees wat by die graf gesê sal word, dat ons dit ook daarom kan verstaan. Die ter aardbestelling, dit het die almagtige God, die Here van lewe en dood, behaag om die gees van die ontslape broer Nicolaas Abraham Smit te laat terugkeer tot God wat dit gegee het en wat gesê het, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Daarom lê ons nou sy liggaam weg in die graf, tot op die dag wanneer almal wat in die grafte is, die stem van die Seun van God sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Gewoonlik mis ons daardie gedeelte, want die wind waai, en dan kan ons nie regtig mooi hoor wat dit regtig sê nie, maar dit is gelees vir julle. Dit sal ook by die graf dan gelees word. Ons kan vandag, ons kom terug na die ter aardbestelling. Ons sit met blomme van blessing by Juffrou Moreel, Smit se voordeel hier. Daar is rooies wat sê, hy sal jou altyd lief hê. Flowers vir eet perseen, wat juffrou's sal pas vir sy nadel heen. Wit is vir vrede, en pink is vir kalmte wat hy gee, as hy vrees en stilte belofte, dat hy altyd met juffrou sal wees. Oranje en ander, hy sal weer die son laat skyn. En wanneer jy in die donker verkwyt, vers om jou te laat onthou, jy is 'n koningskind. Deur bloed is jy aan hom gebind. Saam sal die kleure ons aan die reënboog ding. 'n belofte dat God juffrou nooit aan 'n storm sal laat sing. Rest in peace, Panik. Dankie.
Baie dankie kinders, julle is dierbaar. Joe. Karina van Bietoville, waar is jy? Kan jy vorentoe kom asseblief? En dan Katrina, vir die volgende ene. Is Katrina hierso? Wil jy gou gaan roep vir my Gertie asseblief? Hierdie was ons voorsanger, Jana, julle kan haar onthou, né? En sê julle kan haar onthou. Dit sal met jou sin, wat gaan jy sin? Probeer. Sy sê net iets. Amor, tu quien kermasan asseblief. E quem me faz também beleza para o feio. That's my opus. Niks is onmoontlik in sy naam. Hoef nie te vrees, hoef niks te twyfel. As sy woord beloof hy mooi, kom na my met al jou pyn. Niks is onmoontlik in sy naam. Hoef nie te vrees, hoef niks te twyfel. As sy woord beloof hy mooi, kom na my met al jou pyn. Roep sy naam in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Roep sy naam, roep sy naam, roep sy naam, roep net sy naam. Sy naam, sy naam, sy naam, sy naam, sy naam is soos balsam vir my. Almal dan, om Nieke dit aan Albertinia gewees. Hy was net so wel in Gouritsmond. En dit het ons Gouritsmond mense se harte kom inkruip. Soos Tannie Muriel weet, hy was baie lief vir sing. Baie lief, en ek sal hom nie altyd onthou as 'n vader. Wat my altyd tot kon toevou as ek hartseer was, sal altyd onthou. Dankie Tannie Muriel. Is Katrina al hierso? Is sy daar? Het sy geloop? Ok, dis reg. Ons kan hom verdaag. Is daar enige iemand wat nog iets wil gesê het? Altyd weer iets gesê het? Is jy seker? Ok, moet dit hom begewe. Ons kan verdaag, dankie. Dat is net als goed. Als het is raar, ik ben niet van de hand. Dat is niet het probleem. Kijk, dat was niet goed.
klaar uit. Maar ik ga nu. Ja, ik ga met die man niet. Aardbestelling dat die almagtige God, die Here van die lede en dood behaag om die gees van die ontslape broer Nicolaas Abraham Smit te laat terugkeer tot God wat dit gegee het en dat gesê het, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Daarom lê ons nou sy liggaam weg in die graf, tot op die dag wanneer almal wat in die grafte is, die stem van die Seun van God sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die ewige verderf. Kom sluit met ons oë. Dank die Here dat ons ook vandag nie sy liggaam kan neerlê en dat hy weer terug sal keer tot stof. Ons sê loof en ons eer u vir u goedertierenheid wat strek tot in alle ewigheid en ons is dankbaar teenoor u Here dat u ons vandag deurgedra het. Julle kinders wil dit sing. Eer vir die kinders. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down. No more sickness,
since I've laid my burdens down. Glory, glory, hallelujah, since I've laid my burdens down. No more sickness, no more sorrow, since I've laid my burdens down. No more sickness, no more sorrows, since I've laid my burdens down. I'm going home to live with Jesus, since I've laid my burdens down. I'm going home to live with Jesus, since I've laid my burdens down. I'm going home to live with Jesus, since I've laid my burdens down. I'm going home to live with Jesus, since I've laid my burdens down. Sy is vir die familie kans gee om 'n bonnetjie te gooi en dan gaan ons vir julle familie se. Hallo.
liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar woont sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Ons verheerlik sy naam. Verheerlik sy naam. Ons verheerlik sy naam. Dit is wonderbaar. Wonderbaar, mooi sy naam. Liefheid is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Ons verheerlik sy naam. Ons verheerlik sy naam. Liefde verander my Jesus nooit. Ons verheerlik sy naam. Jesus ontmoet op die wolke van die hemel. Sal Jesus weer ontmoet. Jesus weer ontmoet. Jesus weer ontmoet. Weer ontmoet. Ons Jesus weer ontmoet. Die wolke van die hemel sal ons Jesus weer ontmoet. Weer ontmoet. Sal ons Jesus weer ontmoet. Wolke van die hemel sal ons Jesus weer ontmoet. Weer.
Nou waar is ons mense daar nog vandag? Maar het is so jammer, dat soveel mense die sulke maak wat die uit die woord van die Here kom. Want die dit maak my standaard nie. Dat die maar hou dat die mense Ek wil net sê baie dankie vir almal wat ons diens aanlyn bygewoon het en in persoon. Die video gaan nou eindig. Dankie vir julle en julle word gewaardeer.